Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Goeiedag geliefdes. Ons leef maar in snaakse tye, né? Tye waarin ek baie hoor mense sê, "Sjoe, die goeie ou dae, dit was dan baie beter in die goeie ou dae." En hierdie week dink ek moet ons dan 'n bietjie gesels oor beter. Wat is beter en wat is nie beter nie? Wat is ons definisie van beter? Ek lees in Prediker 7 vers 10. Nou weet julle, die prediker was die wysste ou wat ooit geleef het. Hy sê, moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. Dis nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Hoor mooi. Jy moenie sê dis nou in die ou dae was dit beter as nou nie. Dis nie wysheid wat so sê nie. Nou oor die ou dae wil ek nie te veel praat nie. Ek weet nie watter ou dae vir jou beter was as wat dit nou is nie. Maar kom ons gaan kyk in die skrif. Wat is vandag beter? En op hierdie maandagooggend begin ons by Hebreërs 6 vers 1 tot 9. Die Hebreërs skrywer skryf hierdie brief aan hierdie gemeente en hy wil hê hulle moet 'n bietjie meer weet. Hy wil hê hulle moet 'n beter wete hê. Dan skryf hy vir hulle as volg, hy leer vir hulle. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar eerder verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit die lewenswyse wat tot die dood toe lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handeoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig word, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos. En is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, ons is oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. Die geloof in die ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, was baie onseker. Daar was heeltyd vrae van, wat hou die toekoms in? Gaan ek 'n toekoms hê? Is ek gered? Het ek genoeg gedoen? Het ek genoeg geglo? Het ek genoeg gebid? Het ek genoeg offers gebring? Daar was heeltyd hierdie vraagteken wat oor gelowiges gehang het. En ek praat nou van die Ou Testament tot vroeg Nuwe Testament. En 'n toestand van onsekerheid is die slegste toestand waarin enige mens kan wees. Vat dit van jouself af. Sodra jy onseker word oor iets, word daardie ding die ding wat jou lewe versuur en jou lewe partykeer beheer. Dis daardie ding, daai onsekerheid wat jou vreesbevange maak, wat jou paniekbevange maak, wat maak dat jy nie kan ordentlik leef nie. Want om met 'n onsekerheid te leef is iets verskrikliks. Ek sê altyd, dis een van die mense 2 grootste vyande, is onsekerheid. En so was dit in die ou tyd met geloof. En ek praat van die oudste tye waarin ons kan dink aan geloof. Maar dan kom die Hebreërs skrywer. En hy skryf vir hierdie hele inleidende gedeelte om vir hulle te sê, maar kom ons praat oor iets meer sodat julle van beter kan weet. En dan kom hy by hierdie groot stelling uit. Maar julle sal gered word. Ons is oortuig daarvan dat julle gered sal word. Dis tog beter. Dis tog beter om verseker te weet en vanuit bronne buite jouself te hoor, jy sal
gered word. Ons het dit beter. Ons Nuwe Testament mense, ons wat die voorreg het om van onsself te praat as Christene, Christenmense. Ons sal gered word. Die hoeveelheid van die offers, die kwaliteit van die gehoorsaamheid, die kwaliteit van jou gebede, die woordeskat van jou gebede, die hoeveelheid van jou gebede, is nie die dinge wat saak maak nie. Wat saak maak, is die kragtige daad van Jesus Christus, die verlossingsdaad van Jesus Christus, wat ons volgende week in detail na gaan kyk. Ons gaan Goeie Vrydag hê, ons gaan Paasondag hê, Christus se dood, Christus se opstanding, sy oorwinning oor die dood en die hel en die bose en alle magte wat daar mag wees. Verseker vir my en vir jou een ding. Jy sal gered word. Is dit nie beter om te weet nie? Christenmens weet. Jy sal gered word. Dis beter as in die ou dae. Shalom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen verdien.